Hoi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek wil net weer eens 'n wonderlike getuienis met julle deel. Ek moet dit deel vir die rede om alle eer aan God te gee en ja, om sy naam groot te maak. En ja, net ek het nie woorde vandag nie, weer eens net om ja te besef dat God selfs na die kleinste dingetjies wat 'n mens hom vra, dat hy luister en dat hy omgee en dat hy ingryp, ja, as mens gehoorsaam is en as 'n mens hom vertrou om in alle areas van jou lewe in te gryp. So laat ek begin. So gisteroggend het Gas, almal weet nou al wie Gas is, dit is ons ou reentjie, hondjie, Borsie. Ja, hy is nou 4 jaar oud, hy word nou 5 en hy het hy is baie lief vir ys, om ys te eet. So ons het vir hom 'n klein blokkie ys gegee om te eet. Maar wat alreeds effens gesmeld was, ons gee nooit vir hom net so die harde blokke ys om te kou nie, ek wil dit daarom ook net noem. So hy het een hap gevat van daai ysblok en hy het verskriklik gechunk. Weet hierdie verskriklike gechunk geluid het uitgekom en ek het geweet hier's fout. Chris het eintlik gedink ek het hom raak getrap en ek sê net ek was nie naby hom nie. Hy het sy ysblokkie rustig nog in sy mond gevat en gehap en toe het hy net hierdie chunk geluid gegee. En ek het toe gegaan en probeer kyk wat's fout in sy mond, maar hy wou glad nie laat ek sy mondjie aan dit vat of weet eers oopmaak en ek het aanvanklik gedink okay, sy kakebene dalk uitgehak, jy weet, want dit gebeur met honde as hulle iets hard kan byt en so aan. En ek weet nie wat dit is en hy wil glad nie sy mond oopmaak nie en ons het hom toe nou veearts toe geneem en die veearts kan ook nie sy mond oop kry nie en sy oogie het begin swel, sy linker oogie en hier by sy wang, die boonste deel van sy kakebeen het dit ook begin opswel. En die veearts het toe vermoed dat dit 'n abses dalk in sy tande was of in sy tandvleis is, jy weet, wat dalk nou toe hy nou op die ys byt laat dit nou die probleem is of sy tand het afgebreek of iets, maar sy kan nou nie kyk nie. Sy sê sy wil ook nou nie en sy weet ook nie het hy dalk nou 'n bietjie uitgehak die kakebeen nie, maar sy sê sy sal meer gaan op haar eerste teorie dat dit dalk die abses of so iets is, veral met die swelling en so aan wat toe nou plaasgevind het en sy gee toe vir hom sterk pyninspuitings en sy sê sy boek hom toe vir 'n tandprosedure vir die volgende oggend toe nou want sy sê sy kan in elk geval nie dit nou kan doen nie. Hy moet nou eers bietjie die pynmedikasie, die pyn onder beheer kry en dan kan hulle nou jy weet die volgende oggend kyk wat die probleem is onder narkose. So het ons hom toe na huis toe gebring en ja, gisteraand het sy swelling net al hoe erger begin raak en sy het sulke ander medikasie gegee wat ek ook vir hom moes ingee, maar dit was 'n verskriklike gesukkel om dit in te kry in sy mondjie want hy wil nie sy mond oopmaak nie. En hier 11:30 die aand, toe roep ek die seuns sê ek vir hulle kom uit julle kamers uit. Kom uit die beddens uit, Diego het al geslaap, ek sê kom, ek sê vir Kirsty, kom ons almal bid net vir Gas. Ons vertrou net die Here om absoluut in te gryp, op 'n bonatuurlike manier om aan te raak en om te genees, totaal en al te genees en ons het hom gebid en ons het hom gesalf en ons het absoluut net die Here vertrou dat hy gaan ingryp en Gas gaan aanraak. En dit is ook die Here vertrou vir die finansies want die eerste besoek aan die veearts was al klaar R850 en dit is nie iets wat 'n mens vir budget nie. Jy weet, dit is ekstra uitgawes wat 'n mens glad nie jy weet voor beplan het nie. En ons moes dit nou maar betaal en die mediese prosedure gaan R2500 wees wat ons nie het nie en ek bid toe en vra Here help ons net dat jy weet, nie net ek nie, maar ons as gesin saam bid en vra Here asseblief gryp in op 'n bonatuurlike manier want hy weet ons het nie nou daai geld om dit nou te betaal nie. En maar jy kan ook nou nie die hond net so los nie, jy weet as dit nou 'n abses is of wat ook al dan weet jy die Here moet op een of ander manier ingryp. Hy moet hom of totaal en al genees of hy moet vir ons die geld uitsorteer, iets moet hy doen. Hy moet nie, maar ons vertrou en vra hom daarvoor, jy weet. En 3:00 vanoggend, so het ek die heel aand omtrent niks geslaap nie, want Gas was kort op sy maagie was omgekrap van die medikasie
en 3 uur se kant, toe het hy opgestaan die eerste keer wat hy 'n bietjie water gaan drink het toe, dink ek, dis 'n goeie teken, hy maak sy mondjie bietjie oop om water te drink, en toe sy afkom met die trappe, toe sien ek, jy sien, maar sy gesiggie lyk ook beter, die swelling lyk vir my of dit redelik begin sak het, jy weet. En ons het hom toe nou veearts toe gevat vanoggend en daar gelos, en ek het vir hulle gevra, is dit moontlik dat ons dalk dit in paemente af kan betaal, want dit is net 'n verskriklike bedrag om te betaal wat ons nie het nie. En hulle sê toe nee, ons moet R1000 neersit en die res kan ons afbetaal. En so vertrou ons nou maar die Here, weet, dat hy vir ons op ander maniere gaan voorsien, weet, om hierdie geld vir ons terug te gee, want dit is iets wat ons nie het, jy weet, wat kan bekostig om uit te gee nie. En so vanmiddag 3 uur het ek in Deka gery en ons het hom gaan haal. En toe daar kom, toe blaf hy al klaar, want hy ken nou ons kar se geluid en ons kom maar aan en die eerstens sê die vroukie by die ontvangs vir my, terwyl ons wag vir die veearts met ons te kom praat, toe sê sy nee, die rekening is nou verminder van R2500 na R1300 toe. En ek hoor verkeerd, ek dog sy sê, ons moet R1300 nou neersit, en ek sê, nee, weet jy, ons reëling was om nou net R1000 te betaal en die res af te betaal. En sy sê, nee, die hele rekening is net R1300, so ons hoef net R300 later te betaal. En ek dink, wow, Here is so amazing, is so groot dat hy ingryp met dit, maar ons vertrou hom nog steeds om daai geld weer vir ons terug te gee op 'n ander manier. En hier kom die veearts uit en ek vra toe vir haar, wat was toe nou fout met Gus? En sy sê toe vir my, absoluut niks. Sy sê daar's nie 'n abses nie, daar is geen infeksie wat sy kan sien nie, daar's nie 'n tand wat gebreek is nie, daar's nie 'n uitgehakte kakebeen nie. Sy sê daar is niks nie. Sy het nou maar net sy tandjies bietjie skoon gemaak agter, dit was so bietjie vuil. Sy sê maar daar's absoluut niks fout met hom nie. En ek sê vir julle, ek staan daar en ek weet dit is die gebed van die Here wat ingegryp het, wat al vanoggend 3 uur in werking geskop het, weet, wat met hom begin werk het, en kyk, gaan ons hom vertrou, selfs vir ons diere. En weet, die Here gee vir ons daai autoriteit, dat hy al vir Adam en Eva gegee, om te heers oor die diere, en dit is iets, ek hoop as hierdie getuienisse nou luister, die volgende keer as jou hondjie of jou dier siek is, dat jy nie net, weet, ons is so geneig, of nie eers nie, mense deesdae, jy weet, doen dit nie, hulle bid nie eers vir hulle kinders of hulle familielede, ek sê nou nie almal nie, maar weet, mense het lui geraak om dit te doen, of hulle neem, hulle dink nie eers daaraan om eerste na God toe te gaan met hulle siekte of hulle probleme nie, jy weet, hulle gaan dadelik in 'n stress mode en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie, en jy weet, dadelik, hoe gaan ons hier goed betaal, en daar ontstaan rusies in families en al die goed, in plaas van, dat jy net as familie by mekaar kom en rustig raak en dit vir die Here gee. So die Heilige Gees my gisterand net herinner het, want weet, mens is so besig gewees deur die aand om hom net, weet, rustig te kry en te help, en voor ons gaan slaap, sê ek vir Chris, so kom ons roep by die kinders dat ons net vir Gus bid, want hoekom kan ons hom nie vir die Here gee nie? Hoekom kan ons nie vir hom salf en vir hom bid en die Here vertrou vir 'n bonatuurlike ingryping nie? En kyk nou net, kyk wat het die Here gedoen. Ek staan in verwondering weer eens net om te besef wat 'n wonderlike God ons dien, dat hy nie vir die feit dat hy wonderwerke kan doen nie, dit weet ek, maar dat hy luister na elke gebed, hy luister en hy tree in as jy hom werklik vertrou, en as jy na hom toe gaan met jou probleme, nie eers te hardloop na die wêreld toe nie, maar dat jy hom vertrou, en dit voor hom kom lê, en ek hoop dit moedig jou aan om van nou af, selfs vir jou diere te bid, en weet, vir jou finansies vir die Here te gee, want hy is in beheer, en hy kyk na ons, en hy voorsien. So ek wou dit maar net met elkeen deel, om jou aan te moedig om, ja, selfs die dinge wat jy dink nie moontlik is by God nie, of wat jy nie eers aan dink om vir God te gee nie, wat jy dink is nietig, begin dit vir God gee, begin God daarmee te vertrou, maar ek moet by sê, dit neem, jy moet ook verantwoordelik wees
deur gehoorsaam te begin lewe en jy kan nie net vir God dinge vra en nog steeds jou lewe lei soos wat jy lei nie. Jy moet begin dinge uit jou lewe uitskakel wat nie heiligmaking nastrewe nie, wat nie is volgens wat nie volgens God se wil is nie, want God eer mense wat heiligmaking nastrewe, mense wat hom alles wat hulle doen weet hom voor hom byvoorbeeld neersit en hom voor vertrou. God wil hê, weet hy soek daai gehoorsaamheid, hy soek daai dat jy hom in elke area van jou lewe ken, dat jy 'n persoonlike verhouding met hom het. So dit is belangrik. Mens kan nie net verwag God is nie hierdie fairy godmother wat jy jou vingertjies en ek sê dit met alle respek, jou vingers klik en dan word goed net reg nie. Ja, jy moet nog steeds bid en vertrou dat sy wil geskied. So as dit nie sy wil is dat byvoorbeeld Gaston gesond moes geword het nie, dan is dit okay dat hy 'n ander rede, maar mens moet hom altyd ken in jou saak en jy moet ook bereid wees om opofferings te maak en meer gehoorsaam te lewe en in sy weë te lewe en dan begin jy sien sy hand in jou lewe al hoe meer, sien hoe hy betrokke raak in jou lewe en elke liewe dinge en daai skrif in Matteus 6 vers 33, ek so lief om dit aan te haal, maar waar God sê, daar geskryf staan waar daar sê, soek allereers die koninkryk van God en die res sal en hy sê nie, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en die res sal vir jou bygevoeg word. So dit is baie belangrik. So ek hoop dit bless julle. Stuur dit aan, bemoedig ander mense met hierdie getuienis tot ons mekaar weer gesels. Tot volgende keer. Shalom.